en welkom by For His Kingdom, saam met my Nadia Olivier. En ek DJ Olivier. Dit is so lekker om weer in Afrikaans te kan gesels. Ja, en om jou weer hier te hê, DJ. Ag, man, dit is net vir my 'n plesier om hier te wees in jou studio. Waar is jy? Jy's nooit meer hier nie. Ek doen alles alleen. Story of Al my my life. onderhoude. Ja, ek is 'n bietjie preoccupied gewees met werk en dinge, die lewe het gebeur. Maar ek is so dankbaar ek kan weer hier wees. Dankie dat jy my op die show het. Is ons show. Nou ja, dit is lekker om hier so te wees saam met DJ weer vir 'n slag. En En ons in moet- Afrikaans te kan praat. Ja, ekskuus julle, as hy met die hoë Amerikaners praat, dan voel ek so bietjie asof ek bietjie van 'n glitch het, want I cannot speak English very properly. Ag, whatever. So DJ, ek wil net gou ons skrif kry hierso. Maar waar gesels ons vandag? Ons gesels so 'n bietjie oor Oor die Bybel. Oor die altyd, net oor die Bybel. Oor die woord, die Oor die lewende woord en die geskrewe woord, nou. Ja. So ons gesels bietjie oor ou lewe versus jou nuwe lewe en hoe die ou lewe soms weer kom gesig wys en wat doen ons dan en hoe hanteer ons dit en hoe die Here ons eintlik roep om die ou lewe neer te sit, neer te lê en nooit weer terug te kyk nie. Ek word nou ewe skielik herinner aan daai skrif van 'n hond gaan terug na sy braak toe. Nee, en dit is so waar. En dis juist eintlik wat God sê, moenie soos 'n hond wees wat terug gaan na sy braak toe nie. Ons is nou juis besig by die kerk met 'n series van months Authentic Manhood. En hierdie week het ons gesels oor pyne, fatherly wounds en waartoe ons as mans soms gaan as ons in 'n slegte plek is. Meeste van ons, as jy seer kry of jy's hartseer of jy is bietjie depressief, dan gaan jy terug na jou ou lewe toe. Kom ons sê jy het 'n probleem gehad met pornografie of jy het 'n probleem gehad met drank of woede of dwelms. Partykeer voel jy net jy wil net Stilstype. Ja, jy wil net normaal wees. En dan sal mense noem dit seker net maar backslide. Ek dink maar onthou op die einde van die dag is nou dat jy 'n Christen is, beteken dit nie jy gaan nooit meer foute maak nie. Inteendeel, die Bybel sê you will hate your sin. En hy sê nie you will hate your sin because you will no longer sin nie. Hy sê you will hate it. So jy sal iets doen en in die ou dae sit jy nie geplaat nie, gedink ag man, ek is net mens, maar nou kom jy en jy haat dit soveel. En die feit dat jy dit soveel haat, beteken dit dat jy nou in Christus is, want dit is soveel hy sonde haat. En Christus is in ons en hens ons nou sonde haat. Ja, dit is so en ek dink by myself terwyl jy gesels, dink ek dis eintlik interessant dat ons is een way en dan kom ons tot redding, hopelik. Iewers in jou lewe bereik jy 'n punt waar jy oorgee aan die Here en sê okay Here, neem my lewe oor want ek maak my lewe 'n gemors. So, Absoluut. nee, jy bereik die einde van jouself. En dan begin 'n nuwe ding. So dan begin God sê begin ek 'n nuwe ding doen, nê? Nee? Okay, jy's nou 'n nuwe skepsel. Maar hoor hoe slinks is ons eie vlees en ons vyand. Want ons vlees en ons vyand werk saam, nê? Nee? Want ons vlees se neiging is teenoorgestelde van God. Okay? Dis waarom en okay, kom ek sê net dit. So goed. So wanneer jy dan nou daai punt bereik waar jy oorgee aan die Here, dan sê twee maand of nee, weet jy wat, kos wees realisties, want vir die eerste jaar omtrent is jy op 'n high, nee, soos 'n baie groot spiritual Jy wil high, elke ou red. nee. So kom ons sê 5 jaar later. Vind jy jouself en jy soos, ek is so moeg vir kerk, ek is moeg vir die pretense, ek is moeg vir almal wat sê dit gaan goed, ek is moeg vir al die smiles en jy weet, jy begin hierdie goed vir jouself sê en jy sê, ja, ek is moeg, ek is geïrriteerd met alles. Ek wil net weer normaal wees. Asof dit wie jy was
normaal was. En dit is die leuen. Want dit was nie normaal nie. Jou sonde self, daai een wat gethrive het in sy sonde, né, was die abnormaal, want jy's nie gemaak vir dit nie. Jy's gemaak om soos Jesus te wees. Is dit nie? Absolutely. En so dan kom die vyand en hy vang ons met soos 'n loop, nee, 'n loop in ons thinking. Weet, die week dink ek baie daaraan, want as jy nou, ons het so 'n bietjie laasweek 'n bietjie tension gehad hier by ons huis. Absoluut niks van my kant af nie, maar so jy neig om net normaal te voel. Ons het net vir mekaar gesê ons is moeg. Ons is moeg vir mense wat pretend. Jy wil eintlik maar net met iemand wees wat net normaal is en vir jou sê, "Hey, dit is hoe die dinge gaan in my lewe." Nie net om te sê, "Hoe gaan dit nie? Smile and wave. O, die Here is goed vir ons en alles is perfek." En dan back down, dan môre vind jy uit iets het heavy skeef geloop in daai in se lewens en dan dink jy, "Maar ek het met daai die hele week gepraat en hy het vir my gesê alles is perfek by die huis." Ja, en hier vind ons uitgetrek en hierdie het gebeur en daai het gebeur en hoekom het die ou nie gepraat nie? Ja, ons het dit al so baie beleef, nee. Dus Maar dit, en aan die ander kant van dit is, daar gaan nooit iets fout in daai mense se lewe nie. Nooit. Hulle is altyd hierdie solid poker face mense. En jy kry eintlik nie vatplek op hulle nie, want dit is unrelatable om 'n lewe van perfection te hê. Niemand is perfek nie. En as jy loop en maak asof jou lewe perfek is, dan is jy dan sê ek vertrou jou nie. Dis moeilik om jou te vertrou. vernaam wanneer jy Want ek kan nie relate met jou nie. daai persoon se true colors dan nou uitkom. Because ons almal van ons mans, vrouens, kinders, ons almal dra 'n masker. So as ek by die kerk is, dan wil ek hierdie pastoor moet sien, dit gaan so goed met julle. Julle familie. Is dit wat jy dink op Sondag? Die hele familie is perfek. En dan weer die pastoor nie op pad kerk toe, het jy en jou vrou en jou kinders so beklei oor koffie en suiker en kouse. Een wat altyd te lank vat. En die laaste keer die Bybel gehad en dan klim ons uit by die kerk en dit is net snot en trane en klim ons uit die kerk uit en dit is soos, "Goeiemôre julle, hoe gaan dit?" Maar jy nie, my vrou. Jy kan nie 'n pokerfyk opsit. Jy sit maar. Ek sukkel verskriklik. Omdat ek 'n emosionele mens is, my emosies wys. So as ek in 'n mood by die kerk aankom, dan bly ek het nou al geleer, want 'n mens leer. Nee, jy is nog goed geleer. Jy het goed gedaan. Ek het al baie beter geword. Maar wat ek nou sal doen is ek sal net sê, "Môre, hallo julle, hallo," en dan net kind of mind my own business. Ek sal nie probeer geselsies maak nie. Ek try dit nie soos wegsteek nie, maar ek dink 'n mens moet altyd onthou daar's 'n balans in elke liewe ding. Daar's die ekstreem soos wat jy nou sê, nê. Maar ek dink meeste mense voel net eintlik, weet jy wat, dit is my privaat lewe. Ek hoef nie te kom wys ek het nou hierdie massive argument in my kar gehad en nou moet ek hier uitklim met my oë dik en rooi en my lip, weet my wange pof en ek is nou kwaad en ek gaan nou vir die wêreld wys ek is nou kwaad. Niemand, dis 'n kinderlike reaksie daai. Absoluut. So dit is heeltemal normaal en reg om uit jou kar uit te klim en composure te hou en mense te groet en because it's also not always about you. Nou wil jy rondloop en so daar's 'n fyn balans aan party daar eintlik. Hoop jy net iemand vra vir jou, hoor is jy okay? En weet jy wat gebeur op daai dae? Niemand vra my, nie. is ek okay nie. Maar ons praat nou van die kerk, maar wat gebeur, jy het 'n massive argument op 'n maandagooggend en jy loop by die werk in. Huil jy of is jy normaal? Jy het 'n groot meeting, jy moet daar so sit, jy moet composed bly, jy moet alles wat gebeur het by die huis in jou persoonlike lewe in 'n boksie sit, want jy's nou by die werk, jy moet professioneel wees. Ja. So jy moet nou wys jy's professioneel. En emosionele intelligensie. don't be fake. Ons hoef nie fake te wees nie. Ja. As dinge nie lekker is nie, reik uit. Jy moet. En sê, as iemand vir vra, nou nie elke persoon, weer eens, dis net daai ding van balans. Fake bedoel jy nou, as ek jou reg verstaan, moenie fake wees nie, beteken, moenie as daar probleme is, maak asof daar nooit 'n probleem is nie. Dis fake.
Maar om composure te hou en emosioneel intelligent op te tree is nie fake nie, dit is selfbeheersing. Ja. Ons almal moet En ek dink ons dink by die kerk moet al die selfbeheersing laat gaan en al die dissipline moet laat gaan en dit is net nie die waarheid nie. Juis in die kerk moet selfbeheersing gehandhaaf word en dissipline gehandhaaf word, want hoe sal die kerk aanloklik wees vir die wêreld as ons 'n mensegroep is wat net doen wat die ingewing van die oomblik vir ons vra om te doen. Jy weet, ons pastoor sê altyd van orde. Ja. En ek dink, kyk, as ons nou praat van wat jy nou net gesê het, dit is een van die vrugte van die Gees. Ja. Is om selfvertroue te hê. Selfbeheersing. En jy kan nie net 'n tantrum gooi want jy's nou ongelukkig nie. Jy moet regtig waar, ek dink dit is in Korintiërs het ek gister gepraat hoe belangrik dit is om die vrug van die Gees te hê. En die vrug van die Gees is nie net een uit, hoeveel is daar nie? 8? Daar's eintlik net een vrug, dis liefde. En liefde lyk soos selfbeheersing, geduld, sagmoedigheid, vriendelikheid, sagmoedigheid. Okay. So daai is baie belangrik. Maar jy wil vir ons 'n stukkie gelees uit Versus uit. Anders ja, ons praat eintlik nou oor ander dinge. Hierdie is eintlik ons ou podcast, kom ons gesels daaroor. Hierdie is eintlik ons introduction. Ja, Hier gaan ons nou. Hier gaan ons nou. Okay. Efesiërs 4. Om te lewe soos kinders van die lig, né? Living as children of the light. New Living Translation. Vers 17. Okay. With the Lord's authority I say this. Live hierso praat Paulus met die kerk in Ephesus. Okay? So Christene, okay? With the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Okay. Die Gentiles is die non-Christene. Ja, nee, die heidene. So nou beteken dit ons moet nie hopelessly confused wees nie. Ons moet mense wees met 'n clear understanding and vision van hoe dit is om God se mense te wees. Daarom het hy vir ons sy woord gegee en daarom het Jesus vir ons kom wys hoe leef ons hierdie woord lewendig uit. Okay, vers 18. The Gentiles, their minds are full of darkness, and they wander far from the life of God, Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives, because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. Dis profound. Hulle harte is nie net hard en hulle minds net toe nie, maar dis actually geposisioneer teen God. Dis nogals pretty om dit raak te lees. Maar as jy dink daaraan hoekom sekere mense dit doen is want hulle is eintlik hulle raak disappointed in die Here want dinge gaan nie hulle way nie. En mense wil iemand bly. En dit is net makliker om God te bly, maar dinge gaan nie hulle way nie. Ja, dit is een van die redes. Die ander rede is dat mense hou van hulle sonde. Sonde is lekker. Is dit nie? Dit is lekker om te party. En dit is lekker om net jouself oor te gee in die oomblik. Na die tyd is dit nooit lekker nie, nee. As jy na die tyd terugdink, ek het nou gisterand weer so te kere gegaan en nou is jy embarrassed of wat ook al, dis nie lekker nie, maar in die ingewing van die oomblik waar jy jouself net sonder enige selfbeheersing kan handhaaf, daar's 'n sense of freedom daarin, maar dis eintlik 'n tronk, dis net die Satan kill ons. Okay, goed. They have no sense of shame. Nee. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Dis die liefde vir sonde, waarvan ons nou net gepraat het. They live for lustful pleasure and they eagerly practice every kind of impurity. So dis vir hulle lekker, dit gee vir hulle mening in hulle lewe. But that isn't what you learned about you learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Daai lewe is die korrupte lewe. Ja. Ons moet nie 'n punt bereik in ons Christenlewe waar ons dink daai was die normale lewe en ons Christenlewe is fake nie. Ons Christenlewe is die werklike lewe. Daai lewe was fake. Hoekom?
Want ons is nie gemaak vir daai lewe nie. Ons is gemaak vir lewe in Christus. Okay. Anyways, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, pragtig, hoor hierso. Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Let the Spirit renew. Julle, die Heilige Gees woon in ons en selfs om die sondaars wat nog nie in Christus is nie. En hy is die een wat die werk doen wat ons convict van sonde en wat ons ook oplei in hoe om te wees soos Jesus. En as ons hom toelaat, let hom. As ons hom toelaat en ons werk saam met die Heilige Gees, dan vernuwe hy ons gedagtes en ook ons houding. Daai houding wat in sy natural gekant is teen God, nee, which seeks the lustful desires of the flesh, daai kom verander die Heilige Gees na vers 24. Put on your new nature, created to be like God. The true nature, the real nature of man is to be like God. Truly righteous and holy. Dit is regtig profound. Onthou ons probeer en onthou ons ek dink die 11 mense wat na ons luister, 12. Nee, dis heel wat meer. Dit wel meer. Charlize vir ons sê daar's net 11 Afrikaners in Suid-Afrika. 44. Sorry, is nou 44. Ekskuus, ek dink aan wanneer jy baie keer Sondag. Maak nie saak wat jou sonde is nie. Daar's nie groot sonde en daar's nie klein sonde nie. Maar jy Sondag baie keer en dan voel jy so ver van die Here af en dan raak jy so kwaad vir jouself en dan dink jy maar wat het ek in die laaste jaar of 5 jaar of iets accomplish dat ek so vinnig kan omdraai. Maar jy draai nie om nie. Kwaad wees vir die Here of wat? Jy draai nie om nie. Want om kwaad te wees vir die Here beteken jy het verhouding met die Here, want as jy nie kwaad raak vir die Here nie, het jy nie verhouding met die Here nie. Mense vra maar hoe lyk 'n verhouding met die Here en sê ek, hoe lyk 'n verhouding met jou vrou of jou kinders? Raak jy kwaad vir hulle? Raak jy disappointed in hulle? Is jy happy met hulle vandag? Is jy geïrriteerd met hulle môre? Ek dink dis wat verhouding is. Ek dink die Here wil hê ons moet frustreerd raak. Jy weet, hoe frustreerd raak ons as die pastoor vir jou sê, Nadia, jy is in die regte plek. En dink jy vir jouself, what? Hoorie nee, ek gaan mos nou. Dis nou presies. Nee, praat maar eers klaar. So, ek wil maar net vir jou sê daar buite. As jy so bietjie jou goed verloor het vandag, of vir 'n week lank het jy net besef, I'm just done with everything. Vir 'n tyd lank. Vir 'n tyd lank. Dan word jy eendag wakker en jy besef, "Sjoe, ek is eintlik nie meer gelukkig waar ek is nie. Ek is eintlik meer ongelukkig waar ek was toe ek die Here gedien het en toe ek gebid het en toe ek my Bybel gelees het. En ek het nou vir 'n week of 2 of 'n maand of 3 maande of 6 maande nie niks van daai goed gedoen nie. Die Here sê, hy kom terug na my toe. Jy draai om en jy sit net weer jou sonde neer. Jy soos die verlore seun, gaan net terug. En gaan terug, die verlore seun. Ons dink baie keer daai storie gaan eintlik maar net oor 'n pa en sy seun, maar die Here vertel dit want hy sê vir jou, al het ek jou inheritance gegee en jy het dit gaan uitskwander en jy het dit gaan verloor. Jy het nie nodig om by die varke te bly nie. By my sal ek seker maak ek sit die mantel terug op jou, ek sit die ring op jou vinger en ek gee vir jou kos. Versorg, ja. Ja, die Here is lief vir jou. Hy's lief vir my en hy's lief vir jou, DJ. En die troos wat ons het, is dat môre wanneer jy wakker word en gister was 'n gemors, en jy voel skaam en jy voel ver en jy voel seer en jy's bietjie kwaad en jy's eintlik maar bang, want soos Adam en Eva in die tuin, ons kruip weg. Ons doen dit nog steeds. Wanneer ons in sonde is, wanneer ons bewus is van sonde in ons lewe, nê? Ons eerste natuurlike reaksie is om weg te skram van die Here af en onsself te wil bedek. En wat het Adam en Eva gedoen? Hulle het hulle self gaan bedek met vyeblare. Dis vir my die interessantste ding is 'n vyeboom in die Bybel. Ek sweer, daar's iets omtrent 'n vyeboom. Ek verstaan nie, ek is tog besig om dit uit te figure. Maar Adam en Eva bedek hulle self met vyeblare. Nou vyeblare is growwe blare as jy al ooit 'n vyeblaar gevoel het. Dis Met die doringkies op nie. Ja, hy't ook 'n klein fyn doringkies op, nê?
nê? Dis nie die beste ding om op 'n kaal liggaam te sit nie. En maar dis wat hulle gedoen het. Van al die tuinblare wat hulle kon kies, het hulle vye blare. Wil jy vir my sê hulle kon nie voel dis grof nie. Waarom doen hulle dit? Waarom kies hulle? Hoekom die piesangblare? Ja, dis mos nou groter in 'n geval. Makliker om te werk. Maar weet jy wat? 'n Vyeboom is ook die boom wat nie vrug gedra het nie toe Jesus in die pad afgeloop het en hy was lus vir 'n vrug. Toe vervloek hy die vyeboom en die vyeboom shriveled up and died. Okay. 'n Vyeboom is ook die boom waaronder Siddhartha Gautama, Boeddha, gesit het vir 7 dae om sy enlightenment te bereik. Sjoe. Nee? Dis vrek interessant vir my. In 'n geval, so hulle vat eintlik die vervloekte boom se blare. As jy met my. Want hulle is op daai oomblik vervloek. Want hulle is op daai oomblik vervloek en hulle cover hulle self met vervloektheid. Sjoe. Nee? Ja. Okay. Dan kom God en hy sê nee, ouens, nou 'n paar dinge. Sê nee, wag. En hy klee hulle. Die skrif sê and he clothed them in animal skin. So hy maak vir hulle klere. Whether hy 'n dier laat doodgaan het of het hy net die vel gemaak, weet ek nou nie. Maar ek het al gehoor dat mense sê en hy het 'n dier doodgemaak om die vel te kry want toe staan bloed, daar's 'n offer. Maar ek weet nie. Okay, ek weet nie of dit waar is nie. Maar in elk geval en God kom en hy klee hulle in die vel van 'n dier. Sjoe. So Even in hulle sonde ja, klee hy hulle. klee hy hulle. En dis die verlore seun. Even in sy sonde, as hy net terugkom, sal hy jou clothe. And what does he clothe us with? Righteousness. Righteousness. Ek wil vir julle vertel. Ag, die Here is goed. Ek kry nou so download, nee. Gister sit ek by 'n vriendin koffie wat 'n koffiewinkel het, nê. Sumerie. Ag. En ek en die kinders sit daarso en sy vertel vir my, hoorie so, wat se interessante goed gaan jy nou vandag op die radio oor praat? En ek sê ag ja, dit en dit en dit. En sy sê, okay, sy wil vir my iets lees. En sy lees vir my die bruilof wat gereël was. En die man reël nie 'n bruilof nie, 'n party of iets. Ek kan nou nie mooi onthou nie. Sorry, ewe skielik ek nou confused. Maar die mense kom nie. En dan nooi hy hulle weer en sê kom, en hulle kom nie. En dan sê hy vir sy diensknegte, gaan uit in die strate en gaan haal mense net om te kom. Die party is hier. Ja, Kos is nee, hier. alles is reg. Gaan haal net mense laat hulle kan kom. En dan gaan haal hulle klomp mense en die mense stroom in. Né? So die mense wat genooi was kom nie. Maar dan gaan die diensknegte en gaan haal mense en bring hulle in die onthaalarea in. En dan sit die koning so en hy check so of die gasheer en hy sien maar hier is iemand wat nie reg aangetrek is nie. Gaan haal hom, bind sy hande en sy voete en gooi hom uit in die uiterste donkerte waar daar gnashing of teeth is and weeping, nee, weeping and gnashing of teeth. Dis nou die hel, julle. Okay, so wat gebeur hierson? Hierdie ou is nie geclothed in die regte klere nie. Nou blykbaar daai tyd as jy by 'n huwelikspartytjie of iets aangekom het hulle iets vir jou aangetrek. So hierdie ou het nie dit aangehad nie. So die vraag is dan waarvan praat God as hy dan nou in daai situasie praat van he wasn't clothed in the right clothes? Sjoe. It's the clothing of righteousness. Die Here klee vir Adam en Eva. Die Here klee vir die verlore seun. Die Here klee die mense wat hy innooi. Maar as jy nie geklee is in die geregtigheid van Jesus nie, you will be thrown out into utter darkness. En die amazing ding is, soos die pa van die verlore seun wag vir sy kind. Die woord sê hy het sy kind van ver af sien kom. So hy het vir hom gewag. Hy het vir hom gewag, hy het uitgekyk vir hom. Weet jy, die Here kyk uit vir jou. Kom net terug. Kom net terug na die Here toe. Jy weet? Okay. Ja. That was good. Dis mooi, nee. Ja. Good to be back. Dit is nogals teenoorgestelde van jou natuurlike neiging om weg te kruip en skaam te wees. Jy moet dit as prins doen totdat dit jou default word. Ek dink hierdie week dink ek aan 'n quote wat ek het dit uitgedink. To thinketh
Nou, soos 'n bietjie van 'n tongue twister. To think a thought on purpose repeatedly is to create a new default thought pattern. Okay. So as jy 'n ding dink herhaaldelik aspres, dan skep jy nuwe dinkpatrone in jou brein. En Dr. Caroline Leaf praat oor hierdie ding, die neuro pathways in jou brein. En sy praat van, weet as jy elke dag 'n paadjie stap, nê, dan naderhand vorm daar 'n voetpad, nê? Jy het al gesien, 'n ding wat net natuurlik gevorm is. Maar dis van gereeld op daai paadjie stap, dan vorm dit. Nou, dit is waar die woord praat van vernuwe jou gedagtes. Vorm nuwe denke. Laat die Heilige Gees, het ons nou net gelees, jou denke en jou houding verander. Okay, so jy hoor die Heilige Gees sê, nee, dink hierdie ding. Okay, nou moet jy kies. Jy gaan of daai ding dink, of jy gaan jou eie vleeslike ding dink. Maar as jy vat wat die Heilige Gees vir jou gee om te dink, en jy dink daai ding, aspres, herhaaldelik, elke keer, dan vorm jy 'n nuwe pathway of thinking in jou brein. Sure. En jy vorm nuwe denke. Ja. Ja. Okay. Wow. Ja, Dankie. Dr. Caroline Leaf. Daai is 'n goeie ding. Ek gaan 'n bietjie hierdie week. Jy het al, jy ken al. Nee, ek weet, ek gaan net bietjie I need to renew my mind so bietjie. Daar's 'n klomp dinge wat ek hierdie week oor gedink het. Maar ja, ons almal met. DJ, dit is so lekker om saam met jou te kuier weer. Dankie. Nooi my weer, dan kom praat ek met ons Hierdie audience. is ons ding. Hierdie is ons sinne. Dit is so lekker om bietjie op te vang en Ja, ag en as like jy en hierdie share. luister, ja, like en share asseblief, want die algoritme moet ons optel, anders kry ons nie traksie op social media nie. En subscribe op die YouTube channel. Hoe meer subscribers ons kry, hoe meer push YouTube ons content. En ook, as jy hierna luister, dis vir my baie lekker. Jy het nou weer in die week, ek kan nie onthou wie was dit nie. Tian, Lindy en Tian, toe sê hy, hy het ons een gesprek geluister en sê ek, ja, dankie. toe ek so baie wisdom gedeel het. So, dis so lekker. As mense vir ons kom sê, hoor, dis ek het daai geluister, dankie vir dit en alles. En as daar iets is wat julle wil hê ons moet oor praat, stuur vir ons 'n WhatsApp of Of kom praat met ons by die kerk. kom praat met ons by die kerk en dan kyk of ons daaroor kan praat. Ja. En ons nie daaroor kan praat nie, kry ons iemand wat daaroor, my vrou sal iemand kry wat daaroor kan praat. Verseker. Okay. Dankie julle. Dankie julle. Like, subscribe, share, subscribe. Onthou dit. Bye. Bye.